Heilige en almagtige Vader, dankie Here vir die geleentheid om hier by mekaar te wees, om U te aanbid, die almagtige Skepper van hemel en aarde, maar ook die alwetende en die almagtige Verlosser, wat gekom het om hierdie planeet te red, 'n skandelike planeet in U hemelruim, wat U teleurgestel het en in sonde geval het. Dankie Here, dat U gekom het om sondaars te red, en dat ons aan die ganse woord dit beleef en leer, hoe U elke keer U volk en U kinders wat in U glo, red uit geweldige, onmoontlike situasies. Ons wil eer aan U bring, Here, want ook in ons eie lewens, in ons eie geskiedenis, maar ook in ons eie lewe, kan ons daarvan getuig. En wil ons vandag dankie sê. Hierdie hele dag wil ons net sê, dankie Here, vir U leiding, U beskerming, U sorg, U voorsiening, U genade, want dit is groot en dit is goed, soos wat Jeremia ook sê. Baie dankie dat ons vandag hier by mekaar kan wees. Ons vra dat U teenwoordig sal wees, dat U naam geëer sal word bo alles, en dat U ons sal beskerm terwyl ons hier in aanbidding is, sodat ons voluit, Here, op U kan konsentreer en U woorde kan hoor en kan ter harte neem en in ons lewens kan toepas. Help ons, gee ons die krag om op te staan vir wat reg is en te lewe soos wat U graag wil hê. Liewe Heer, wil U nou vaardig raak in leraar Morney se boodskap. Mag U Gees van hom besit neem en die boodskap wat U aan hom toevertrou het, wil U hom help om dit aan ons oor te dra, sodat ons dit sal verstaan. Open ons verstande, open ons ore, Here, dat ons kan doen wat U vandag vir ons sê. Mag U elkeen van ons aanraak, mag U ons inspireer en krag gee, mag U ons vashou. Ons het U nodig. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dit is my voorreg om vir leraar Morney aan U voor te stel, leraar Morney Du Plessis. Ek ken hom al vir baie jare. Ek moet begin om te sê hy's 'n Bosvelder. Nou dit sê al baie. Ek kan eintlik maar gaan sit. As ek dit gesê het, ons het altyd in die verlede, toe ek 'n jong man was, geweldig opgesien na die Bosvelders. Hulle was mense van integriteit, hulle was mense wat die bos geken het en hulle was geharde manne. So is hy van die Bosveld omgewing, hy het opgegroei op 'n plaas en daar in Steenbokpan omgewing, tussen Steenbokpan en Ellisras. En ons het die voorreg, ook in ons gemeente as ouderlinge, om daar op die plaas by mekaar te kom jaarliks, waarvoor ons baie dankbaar is vir ons ouderingskamp. En daar het hy groot geword en hy is in die bediening al vir 31 jaar. Ek kan dit nie glo nie. Die tyd het vinnig verby gegaan. Toe ek by hierdie gemeente gekom het in 95, 96, het jy begin as proponent. Ek het in 95 hier gekom saam met leraar Dr. François Du Plessis. Ek dink dit moes 'n wonderlike voorreg gewees het om hom te hê as 'n mentor. En daar het sy teologie loopbaan aanvang geneem na sy studies. En hy was 16 jaar, was hy en 11 jaar daarby, kom ons sê 27 jaar by ons konferensie. Dis basies ons hoofkantoor vir die van u wat besoekers is, ons streeks hoofkantoor, as ons dit miskien in maklike terme so kan stel. Hy is die afgelope 4 jaar by die divisie, wat 'n groter afdeling van ons kerk is, en daar het hulle te doen met baie van die eilande en al die suidelike lande, Suider-Afrika lande waar hulle bedien en mense doop en groot sendingwerk doen. So hy is 'n gesoute bedienaar van die Here. Hy is ook getroud met Anne-Marie. Sy sit daar en ou kan nie al hierdie dinge doen sonder 'n vrou wat bystaan en ondersteuning en krag gee nie. So ek is dankbaar dat sy ook hier is. Jy moet sê amen, sy is hier en anders het sy dalk vanmiddag in die moeilikheid. Nee, ek maak maar net 'n grappie. Dit is regtig so. Nou het daardie ondersteuning nodig. Hulle 3 pragtige dogters.
En Anay is in Duitsland al vir die hele jaar, waar sy 'n baie goeie ervaring optel na haar studies. Tia is op pad Kaap toe as 'n verpleegkundige, so hulle nes is besig om leeg te raak. Misha is nog in die huis, maar blykbaar is sy op die oomblik in Oostenryk en Italië. Wat 'n wonderlike geleentheid. Sy is nog op skool, maar daar het sy 'n geleentheid om aan 'n koor deel te neem en saam leiding te gee. Wat 'n wonderlike voorreg. So die kinders het ook in hierdie omstandighede en op die plaas groot geword. Daar het ek hulle ook leer ken op die plaas. Hulle was nog klein dogtertjies, Anay en Tia, toe ek hulle leer ken het en daar op die plaas het hulle leer bestuur en al die dinge van die plaas geleer. So daar is 'n bietjie agtergrond. Ons glo dat die Here hom spesiaal toegerus het vandag met 'n goeie boodskap wat u gaan bemoedig en krag gee en bo alles eer aan die Here sal gee. Here, baie dankie en seënwense. Baie dankie Dou. Goeiemôre aan elkeen van u. Baie welkom vanoggend. Ons is bly dat u weg hierheen gevind het. En om te begin wil ek graag weer die gelofte vir u lees. Dit sal op die bord verskyn en u is welkom om te volg ook op die agterblad van die bulletin. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en deur die eer van oorwinning aan hom te gee. Ek wil graag die aandag ook vestig aan ons skriflesing vanoggend. Ek glo dit sal ook op die bord verskyn. En die titel is Ons dank U Here, Psalm 116 vers 13 tot 19. Psalm 116 vers 13 tot 19. En ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. My geloftes sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Ag Here, sekerlik ek is die knegg. Ek is die knegg, die seun van die diensmaagd. U het my bande losgemaak. Ek sal u 'n offer van danksegging bring en die naam van die Here aanroep. Ek sal my geloftes aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. In die voorhowe van die huis van die Here, binne in jou, o Jerusalem. Halleluja. Mag die Here 'n spesiale seën by hierdie pragtige woorde voeg, terwyl ons vir 'n ruk hieroor gaan nadink vandag. Ek wil uit die staanspoor net weer so 'n bietjie gesels oor die rede vir die gelofte dag, voordat ons terugkeer na hierdie en ander skrifgedeeltes. Maar ek wil hê ons moet daarop fokus uit hoofde van dankbaarheid aan God. Vir die afgelope 2 weke was daar 'n groot klem in dankbaarheid deur Dou se aanbieding 2 weke terug, wat opgevolg is deur 'n dankoffer verlede week. En daar's 'n baie bekende lied wat u miskien ken. Hoe sê mens dankie? Ek gaan hom nie sing vandag nie. Maar dit is 'n geldige vraag. Hoe sê mens dankie vir alles wat die Here vir ons gedoen het? Dit voel amper onmoontlik. En nie net in die konteks van geloftedag, maar as ons kyk na wat in ons lewens gebeur het,
afgelope jaar, 2 jaar, ons hele lewe. En veral in die konteks van verlossing wat God vir ons bied. Hoe sê mens dankie vir daardie genadegawe van verlossing, dat dit wat ons verdien het, die Here op hom geneem het. Sodat dit wat hy gehad het, ons eendag kan hê, die teenwoordigheid van God in die hemel. En wanneer ek daarna kyk, is ek net elke keer verbuisterd deur die genade van God, wat so groot, so goed vir ons is. Hoe sê mens dankie? Wel, een van die maniere is deur dit wat vandag hier plaasvind. En ek wil hê jy moet in 'n gesindheid van dankbaarheid dink weer, want ons fokus die afgelope 2 weke was daarop, wat is daar wat u vir die Here dankie voor wil sê in u lewe? Hierdie gelofte wat ons gelees het, is 7 dae voor die finale geveg op 16 Desember, deur almal in die laar gehoor, voorgelees. Was nie net een keer nie, was 'n herhaling, en as deel van die toewyding tot God, is dit elke dag met godsdiens gedeel. En soos u weet, met daardie groot slag, was daar heelwat bonatuurlike wonderwerke wat plaasgevind het, wat 'n mens nie kan toeskryf aan toeval, maar waar die Here bonatuurlik ingetree het vir sy kinders. Voordat ek daarop fokus, wil ek net 'n baie belangrike kwalifikasie maak. Dit is by vorige geleenthede ook gedeel. Ongelukkig het kwaadwillige politici aan beide kante van hierdie spektrum geloftedag verpolitiseer. Dit gaan nie oor politiek nie. Dit is 'n godsdienstige dag wat gekaap is, ongelukkig, deur politici en verander dit in iets wat nie die aanvanklike bedoeling was. En derhalwe wil ek herinner dat die gelofte wat gemaak is in die laar nie net deur blanke Afrikaners gemaak is nie, maar deur almal wat daardie dag in die laar was. In kluisend, kleerling en swart mense ook. En ons moet dit onthou, want daar is baie keer kritiek teenoor die viering van verlofte dag wat nie geregverdig is, omdat dit eintlik 'n geestelike dag en 'n geestelike bedoeling het. Ek wil vinnig fokus op van hierdie wonderwerke, sodat ons gedagtes uit dankbaarheid in die verlede is, maar ook in ons verlede. 464 mense in die laar, teenoor 16.000 van die vyand. En net die feit dat daar 'n oorwinning was met daardie getalle is op sigself 'n wonderwerk. Soos jy al voorheen gehoor het, die flou lanternlig wat met die nagaanval verhoed het dat die aanval voortgegaan het. En met die fokus op die gelofte en die geloftepsalms as belydenis van hulle afhanklikheid, het hierdie lig as simbool gedien van God se teenwoordigheid. Dit laat mens eintlik dink aan die tabernakel met die verbond wat God met sy kinders gehad het, en die lig wat geskyn het daar. Maar dit het ook in getuienis van die Zulus wat die aanval geloods het, gedien as 'n afskrikmiddel. Hierdie lig wat gebrand het. Saam met dit het daar digte mis na 'n week van swaar reën op die laar geval. En dis interessant, die perspektief, die binne in die laar was dit beskerming. Vir die wat die laar wou aanval, was dit so bietjie vreemdsoortig, en het hulle gehuiwer om voort te gaan as gevolg daarvan. En na die digte mis met die sonsopkoms, het die geveg begin met ongeveer 48.000, dis nou 4 per kryger, werpassegaie wat op die laar neergereën het. En nie een in die laar is dood nie. Een of twee klein beserings,
Niemand is dood nie. Die swartkruit gewere waarmee hulle geveg het. En ek was bevoorreg om 'n paar keer om met so 'n swartkruit geweer te skiet. Is nogal 'n ervaring want jy moet die kruit sowel as die patroon laai. En dis 'n hele proses om dit te doen. Vat nogal 'n ruk. Maar wanneer 'n mens so 2 of 3 skote met 'n swartkruit geweer skiet, moet hy eenkant staan en rus en afkoel. Want as 'n mens die buskruit in die geweer gooi om hom voor te berei vir die volgende skoot en daardie loop is te warm, dan slaan dit aan die brand. So mens kan nie aanhoudend skiet 2, partykeer 3 skote, dan moet hy rus. En dan kan 'n mens nou weer as hy afgekoel het voortgaan. Hier het 'n geveg aangehou vir ure aan een sonder dat een van daardie gewere aan die brand geslaan het of die buskruit wat ingegooi is. Nog 'n wonderwerk. Mense wat daar dieselfde gewere wat gebruik is, vandag gebruik, wanneer hulle die 3de of die 4de keer daai kruit ingooi, dan slaan hy aan die brand. En ek dink aan die gelofte wat gemaak is, ons het dit nou gelees, miskien die vrees in die harte van die mense, want hulle het nie geweet, sonder enige twyfel, al was dit in geloof, maar geweet dat God vir hulle sou intree nie. En van hulle perspektief dink ek was dit nogal 'n skrikwekkende ervaring gewees. Maar ek wil vinnig gesels oor daardie gelofte, ons het nou vlugtig geraak aan van die wonderwerke, en 'n gelofte teenoor 'n verbond. Want die Bybel is gevul met verskillende verbonde wat God met ons sluit. En partykeer raak 'n gelofte en 'n verbond bietjie vertroebel. So die verbonde wat ons van lees, is die wat God met Adam en Eva gemaak het, later met Noag, Abraham, Isak, Jakob. En dit is wanneer God 'n belofte aan sy kinders maak, maar ons het ook 'n deel om te speel in hierdie verbond. Dis nie 'n eensydige kontrak, tot 'n mate. Want dit is onmoontlik vir ons, dikwels, om ons deel van die verbond te hou. God sê, ek sal jou seën en deur jou nageslag sal die wêreld geseën word, maar jy moet gehoorsaam wees. Alhoewel het gesukkel met daardie gehoorsaamheid. En is wonderlik dat God ook vir hulle die krag gegee het met die verbond om selfs hulle deel te kan doen, want hulle kan dit nie op hulle eie gedoen het nie. Ons het dit ruk terug vergelyk in een van die lesstudies met 'n huis wat jy koop en 'n banklening wat jy aangaan. En dit is 'n tipe kontrak waar die bank sê ons sal vir jou geld leen en jy moet dit terugbetaal. Elkeen het sy deel om te doen. Maar in Bybelse verbonde is dit die ekwivalent daarvan dat die bankbestuurder die geld leen en dan ook jou lening afbetaal. Want ons kan dit nie uit ons eie uitdoen nie. So dit is 'n verbond. 'n Gelofte is so bietjie anders. Want dit is wanneer ons die inisiatief neem en 'n belofte teenoor God maak om iets te doen. En dis interessant dat dit kan nogal 'n gevaarlike ding wees, soos ons lees in die Bybel. En daarom sê die Nuwe Testament, laat jou ja wees en jou nee. Wees versigtig om vinnig beloftes aan die Here te maak, juis omdat ons sukkel om dit na te kom. En ek dink as 'n mens kyk na sekere van die voorbeelde in die Bybel, van mense wat vinnig 'n belofte gemaak het, was die gevolge daarvan partykeer nie baie goed gewees nie. Ons lees in Rigters, hoofstuk 11, vers 30 tot 39 van Jafta. Wat beloof as God die oorwinning gee, dat die eerste ding wat hier terugkom, sal hy aan die Here offer. Bedoelende, 'n bees of 'n skaap, miskien 'n bok. En wat gebeur? Sy dogter kom eers daaraan. En hy moet nou hierdie belofte gestand doen, deur haar aan die Here toe te wy. Daarom nie kinderoffers nie, maar haar aan die Here toe te wy. En die belofte wat hy maak is 'n bindende belofte. Hy kan nie weg omdraai en sê, maar dis nie wat ek bedoel het nie. En so is daar voorbeelde in die Bybel dat wanneer ons iets sê
ons moet besef dat daar gevolge is. Selfs in die Nuwe Testament, nie net Ou Testamenties nie, lees ons van Ananias en Safira, wat gelofte maak aan God, ons gaan hierdie stuk grond verkoop, en die opbrengs daarvan gaan ons vir God en sy saak gee. En dan verkoop hulle die stuk grond. Man, hy geld voel so lekker. En weet jy, ons kan nog 'n stuk grond hiermee koop en dan kan ons nog meer vir die Here gee. Ek weet nie hoe hulle dit geregverdig nie. Ek weet net hoe ons baie keer dink. En hulle doen nie gestand aan hulle belofte of gelofte aan die Here. En jy weet wat die hartseer gevolge daarvan is. Beide van hulle val morsdood neer in die kerk. Omdat hulle nie daar die belofte wat hulle gemaak het uitvoer nie. So, wanneer ons die erns hiervan besef, dink ek, help dit ons om perspektief te kry oor ons dankbaarheid. Want dit is nie iets wat ligtelik net op die ingewing van die oomblik gedoen word, met die hoop dat iewers in die toekoms, ek sal daarby uitkom. En dis interessant dat daar ander voorbeelde is in die Bybel, soos die wonderwerke wat ek aan geraak het, waar die Here intree vir sy volk. Maar hy wil dit baie keer doen met menslike ondersteuning, maar op so 'n manier dat hy uiteindelik die eer kry. So hy verwag nie dat ons niks doen, dat ons net agteroor sit en alles aan hom oorlaat nie. Ons het ons deel om te doen. Maar daar's 'n fyn balans tussen ons deel doen en uiteindelik vir hom die eer gee. So, terug na gelofte dag, as die volk daardie dag gesê, die Here gaan vir ons die oorwinning gee. En hulle daar gesit en niks gedoen. Waarskynlik sou daar nie oorwinning gewees. Hulle moes veg, hulle moes hulle deel doen. En 'n paar voorbeelde weer uit die Ou Testament van hoe dit gewerk het. Mens lees van die bevryding van Israel in Exodus uit Egipte, waar hulle terug gaan Kanaan toe. Hierdie is 'n volk, 400 en etlike jare, onderwerp is aan slawerny, geen militêre agtergrond het, en die Here op 'n bo-natuurlike wyse, wat niemand kan ontken, die hand van die Here is, tree in vir sy volk, sodat hulle verlos kan word. Nou, ek wil net vir 'n oomblik stil staan by die perspektief van Farao. Want Farao moet die volk laat gaan, en Farao wissel so tussen kom. En hy breek ook sy belofte aan die volk om te sê julle kan gaan. Vir 'n baie interessante rede. In die begin, omdat sy towenaars dieselfde wonderwerke kon verrig. Later lees ons by die 3de plaag, toe daar verligting kom, het Farao sy gedagtes verander. En ek wil dit van toepassing maak ook op dit wat ons teenoor die Here beloof. Was hy al in 'n verknorsing, geliefdes, broers en susters, 'n gemors? Here, as jy my uit hierdie eenheid help, beloof ek sal vul in wat ook al jy beloof het. En dan, op bo-natuurlike wyse help die Here jou uit. Dan vergeet 'n mens van daardie belofte. Wanneer daar verligting kom, en ek dink verligting het gekom vir die volk op 16 Desember 1838, maar hulle het nie vergeet. Hulle het nie vergeet. So ons moet versigtig wees dat ons beloof, en wanneer dit goed gaan in die goeie tye, dan vergeet ons. Nog 'n vinnige voorbeeld daarvan, wat nie direk aan 'n gelofte of 'n belofte of 'n verbond gekoppel is, maar na die vliegtye op 9/11 en daai torings vasgevlieg het, 11 September 2001. Vir die volgende 3 maande was elke kerk in New York vol mense. Kerke wat mense en lede verloor het en al in museums verander is, hulle moes inderhaas predikante kry, want daar was toe nou skielik meer lidmate as wat daar kerke voor was. Mense het uitgehang by die kerk en buite gestaan, hulle moes luidsprekers opsit. Daar was 'n herlewing soos daar nog nooit was.
vir om en by 3 maande. Na om en by 6 maande was dit terug normaal toe. Nou hierdie is 'n groot ding wat 'n groot impak op die siege van mense gehad het en vir 3 na 6 maande maak dit 'n verskil in hulle lewe en dan skielik vervaag dit en hulle vergeet. En as ons dink nie net aan 'n traumatiese gebeurtenis soos hierdie, maar aan die goedheid van die Here in ons lewens, die wonderwerke wat hy vir ons verrig het, raak dit ook baie keer so 'n bietjie vaag en dit vervaag dat 'n mens vergeet. Of erger, dat jy die krediet daarvoor self begin toeëien. Ja, die Here het my gehelp, maar weet jy wat het ek gedoen? Dit was eintlik ek gewees. En so die verlossing van die volk in Exodus, dink ek, is 'n voorbeeld vir ons, dat die Here bonatuurlik intree om sy volk te verlos. En ook vir hulle vra om dit te onthou vir ewig. Tot vandag toe is die nagmaal 'n deels herinnering aan wat met die bevryding van Israel gebeur het. Paar hoofstukke later in Rigters, hoofstuk 7, lees ons van Gideon, wat geroep word om die Midianiete te verlos. Eerder om die volk van die Midianiete te verlos. En aanvanklik wil hy dit nie doen nie, want hy voel onwaardig. Hy sê vir die Here, maar ek is van die kleinste stam en in my vader se huis is ek is niemand. Hoe kan ek dit doen? En ek het al voorheen gesê, maar ek wil dit herhaal, ons onwaardigheid is nie wat ons diskwalifiseer om vir God te werk nie. Maar dis eintlik wat ons kwalifiseer. Want nou kan God vereer word. Deur dat almal weet ons is onwaardig. En uiteindelik, na 'n paar wonderwerke, stem hy toe. Maar die metode hoe hierdie veldslag plaasvind, is baie insiggewend. Want hy het 32,000 man. Hy is baie sterk mans, die beste, die sterkste, die slimste, die weermag, daai brawe mans. God sê, nee, daar's te veel, ons moet hulle bietjie uitdun. Nee, Here, ons moet hulle meer maak, waar kan ons nog kry? En hy dun hulle uit so stappie vir stappie tot net 300. Ja, kan nie wees. Maar nou weet almal dat God ingetree het. Dat hierdie 'n wonderwerk is. Want 32,000 teen die Midianiete, ja, dit kan enige kant toe gaan miskien. Maar 300 teen die Midianiete. En hulle beklei nie regtig nie, hulle maak net 'n groot geraas en die Midianiete draai en begin mekaar, julle ken die verhaal. Dit is 'n wonderwerk en God word vereer. Amper soos 464 teen 16,000. Ons lees in 2 Kronieke hoofstuk 20 van Jehosafat, wat ook 'n groot geveg veg. Hy het 1,16 miljoen in sy weermag. Dis 'n groot weermag. En daar's 5 konings wat teen hom opstaan, so dit is nogal 'n groot vyand. Maar 1,16, een van die grootste weermagte in die antieke nabye ooste. En wat doen Jehosafat? Soos die volk val hy op sy knieë en hy sê, Here, ek kan dit nie doen nie. Help, asseblief. En hy smeek en bid dat die Here hulle sal verlos, dat hy vir hulle sal intree. En wat sê die Here? Jy kort nog 'n paar manne? Nee. Hy sê, laat die koor voorgaan. Die koor, Here. Die koormanne, hulle sing pragtig, maar hulle moet daar agter wees. Hulle kan nie voor, hulle is nie die braafste en die sterkste. Laat die koor voorgaan en lofliedere van oorwinning en dank sing. Nee, dit kan nie reg wees. Ek lei nou af, maar in my gemoed, as ek nou generaal was in beheer van hierdie groot weermag, is dit mos nou nie goeie manier van oorlogvoering. Maar hy is gehoorsaam aan God. Hy sit die koor voor. Hulle is voor in die koor, soos ons sê. En 'n ongelooflike oorwinning. Toe hulle uiteindelik daar kom, nou hulle is besig om lofliedere te sing, vir die Here dankie te sê vir die oorwinning, wat in geloof hy vir hulle gaan gee. Toe hulle uiteindelik daar kom, is almal dood. Daar's nie een wat leef nie. En die Bybel sê, hulle het
op mekaar begin draai, mekaar begin doodmaak, en dit is een van die grootste oorwinnings. Maar weer, wie kry die eer vir hierdie oorwinning? Koning Josafat, met 1,16 miljoen mense in sy weermag? Die koor? Niemand gaan die koor die eer gee nie, want almal weet, die koor het dit eintlik nie gedoen nie. Wie kry die eer? Die Here. En so is daar soveel voorbeelde in die skrif waar die Here die onkonvensionele roete volg, sodat sy naam verheerlik kan word. Om ons te herinner aan sy goedheid en sy mag en dit wat hy vir ons kan doen. En dan vergeet ons. Ons vergeet van sy goedheid. Daar is 'n pragtige aanhaling in die gees van profesie. U ken dit goed. Wat sê dit is slegs wanneer ons vergeet hoe die Here ons in die verlede gelei het, dat ons sal vrees vir die toekoms. Dink vir 'n oomblik daaraan. En dink aan die toekoms wat voor u lê. Hoe voel jy oor die toekoms? Opgewonde? Miskien bietjie vreesagtig. Daar's uitdagings in ons land, in ons persoonlike lewe, gesondheidsuitdagings, finansiële uitdagings, verhoudingsuitdagings. En jy kyk vorentoe en jy's miskien bietjie bekommerd. Maar miskien is dit omdat jy vorentoe kyk. En nie vir 'n ruk omdraai en terugkyk en kyk na die wonderwerke wat die Here vir u verrig het. Daardie wat jy al van vergeet het. En dis hoekom dit baie keer goed is, veral vir mense wat vergeetagtig is, om 'n dagboek te hou, 'n geestelike joernaal, waarin jy die wonderwerke opteken en van tyd tot tyd terug te gaan as herinnering. Maar miskien vir die verre verlede het ons so een. Herinnering van die Here se goedheid in ons lewe, 'n geestelike joernaal wat vertel hoe die Here vir ons intree. En so wanneer ons terugkyk na dit wat die Here gedoen het, om elke keer self die heerlikheid te ontvang, nie in 'n selfsugtige sin, maar omdat hy wil hê ons moet op hom fokus, dan kan ons vorentoe kyk deur al die chaos en anargie wat om ons heers en sê, die Here is in beheer. Ek vrees nie die toekoms nie. Inteendeel, die Here is die toekoms. Hy wag vir die daarvoor. Ons moet net die pad stap en dit gaan die hele tyd saam met hom wees. En ons het niks om te vrees. 1 Timoteus 1 vers 5 sê, ons dien nie 'n God van vrees nie. Ons dien nie 'n God van vrees. Nou ek wil terugkom na die laar. Ek is seker daardie was dapper krygsmanne. Hulle was in terme van ons en hoe ons vandag is miskien baie sterker en groter. Hulle het meer fisiese werk gedoen, dapperder. Hulle moes veg om tot daar te kom. En dit was manne, dink ek, wat ons na kan opkyk vandag. Maar tog wil ek my verstout om te sê dat daar was so 'n bietjie vrees in hulle harte. Want dit wat hulle in hulle toekoms gesien het, was oorweldigend geweest. Hoe gaan ons dit regkry? Here gaan ons help. So daai mengsel, u ken dit in u lewe van volle geloof en vertroue aan God, maar die omstandighede is net amper te veel oorweldigend. Hoe is dit moontlik? Ons weet nie. Maar geloof gaan ons vorentoe, maar daai vrees. En so die Here verstaan ons oomblikke van vrees, maar hy wil dit verdryf deur ons fokus te plaas op dit wat hy vir ons gedoen het. Maar sien, ons kyk terug om hoop te hê vir die toekoms. Maar ek dink daar moet ook 'n toekomsvisie wees. Want die groot hoop lê nie in dit wat in die volgende week, die volgende maand of jaar gaan gebeur. Alles in die lewe kan glad verloop. U kan skielik die beste lewe van enigiemand hê. Al die probleme word opgelos. U is skielik 'n biljoenêr en die verhoudings werk mooi en alles is net perfek in die lewe. Maar u kan nog steeds die ewigheid mis. En so ons hoop en verwagting, wanneer ons die toekoms inkyk met die herinnering van dit wat die Here in die verlede gedoen het, is 'n hoop en 'n toekoms van die ewigheid met God. En baie keer vergeet ons ook daardie perspektief. En vandag is 'n stilstaan tyd in ons geestelike belewenis om te sê, Here, ons wil gereed wees.
Ons is moeg vir hierdie aarde met al sy sorge en probleme en uitdagings. Ons wil gereed wees op daardie dag, wanneer hy terugkeer. En Psalm 116 is 'n herinnering van die geloftes wat ons teenoor die Here gemaak het, nie net in terme van geloftedag, maar miskien in u persoonlike lewe het u iewers vir die Here 'n belofte gemaak. Miskien hou jy daardie belofte getrou tot vandag toe. En as dit so is, prys die Here. Miskien het dit bietjie vervaag en jy doen dit wanneer dit pas. Miskien het jy heeltemal vergeet daarvan. En moet die Here herinner aan dit wat hy beloof het. En miskien was dit nie 'n belofte vir 'n spesifieke omstandigheid, maar miskien was dit 'n belofte teenoor die vrou om die man of die man daardie dag voor die kansel waar hy gesê het ek beloof om getrou te wees tot die dood ons skei. Miskien was dit 'n belofte toe hy daardie babietjie vir die eerste keer vasgehou het en gekyk het na die pragtige gesiggie en gesê het ek sal sterf vir hierdie klein wesetjie wat die Here vir my gegee het. Miskien was dit 'n belofte wat hy gemaak het toe hy uit die doopbad uitgekom het. Of voor die tyd. Gesê het, Here, ek wil getrou aan u wees en aan u kerk en aan u waarheid tot die dag wanneer ek weet nie, ons maak baie keer beloftes in ons lewens wat ons van vergeet, maar ek wil hê jy moet teruggaan na die plek waar dit nodig is om weer daardie beloftes en geloftes aan die Here harte bevestig en te sê, Here, ek wil doen wat reg is. Hy sê, ek sal my geloftes aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. In die voorhoewe van die huis van die Here binne in jou, o Jerusalem. Daardie geloftes te betaal is belangrik, nie net in terme van ons verhouding met die Here en die nakoming van daardie geloftes, maar ook om ons geloof te versterk, wanneer ons besef hoe goed die Here vir ons is. En natuurlik, soos ons weet, is dit nie net vir ons nie, maar dit is ook vir ons kinders. Ek lees graag Psalm 78, vers 3 en 4. Wat ons gehoor het en weet, en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie. Maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en wonders wat hy gedoen het. Hierdie is iets wat aanhoudend is, tot die Here terugkeer. En iets wat ons aan ons kinders en hulle aan hulle kinders en sovoorts moet oordra. En ek dink aan ons kinders heiliglik se begrip daarvan. Ongelukkig vir meeste kinders is hulle nie eens bewus van die belangrikheid daarvan of wat gebeur het nie. En miskien het ons so bietjie in ons taak geval om dit oor te dra aan die volgende geslag. Dit laat my dink aan Deuteronomium, die Shema gebed, waar ons, wanneer ons staan, wanneer ons sit, wanneer ons lê, hierdie dinge aan ons kinders moet oordra, sodat hulle ook daardie vertroue in God sal hê. En moet deel die wonderwerke wat die Here vir ons verrig het. Getuienisse van die Here se goedheid in ons lewens. Ons getuig nie genoeg nie. Ek wens daar was genoeg tyd om te vertel en elkeen van ons sou sê hoe goed die Here is en hoekom dit so is. Maar ons moet dit ook met ons kinders deel. En 'n gesindheid van dankbaarheid by hulle aankweek, sodat hulle dit ook sal doen en sodat dit sal aanhou tot die Here se wederkoms. Geliefdes in die Here, ek wil hê jy moet aan 'n paar dinge dink terwyl ons afrond vandag. Die eerste is dankie in ons harte vir dit wat die Here gedoen het vir die laar op 16 Desember 1838. Want dit was 'n wonderwerk. Tweedens wil ek hê jy moet terugkyk in die eie lewe na dit wat die Here vir u gedoen het. Lang terug, onlangs. En ek bid dat die Here iets by u sal tuisbring wat werklik 'n besef van die Here se goedheid sal gee. Derdens wil ek hê jy moet dink oor die geloftes wat u gemaak het teenoor die Here. Huweliksgeloftes, doopgeloftes, persoonlike geloftes,
dit wat die Here beloof het, en net weer opnuut 'n hertoewyding aan hom sal maak. Maar dan, soos ons terugkyk in die verlede na die goedheid van die Here, dat ons ook ons aandag sal draai na die toekoms, met 'n dankbare hart, met hoop, met optimisme, met 'n positiewe gesindheid, met die wete dat die Here in beheer is van ons lewens en dat ons niks het om te vrees. Amen. Mag die Here ons seën terwyl ons hierdie 4 perspektiewe het. Maar ek wil hê ons moet dit doen as deel van die slotgebed. En voordat ek bid, wil ek net hê ons moet stil raak. En dat u met die Here praat en die Here met u, om iets tuis te bring oor dit wat u vandag hier gehoor het, om u geestelike lewe te versterk. Kom ons buig ons hoofde. O Gees van God, u het op ons gedagtes en ons harte gespreek. In hierdie sinvolle stilte wat ons oppas gehad het. Dankie, Here. Met ons hele wese sê ons vir u dankie vir dit wat u gedoen het in die verre verlede, die onlangse verlede. In ons volk, sowel as in ons persoonlike lewe. Ons kyk terug en ons is net verbuister deur die goedheid en die genade. Verlossing wat u gebied het, maar wat u ook elke dag aan ons bied. Deur mooier mense uit ons te maak. En net so oorweldigend soos wat 16 Desember 1838 was. Net so oorweldigend is ons eie lewens gevul met sonde. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. En daarom wy ons onsself ook aan u toe. En vra dat u ons sal red deur die bloed van Jesus Christus. 'n Nuwe hart sal gee. En dan kyk ons vorentoe, Here, ons is so opgewonde, soos 'n kind wat nou net goeie nuus ontvang het, opgewonde, want u is in die toekoms. U is in beheer van die toekoms. U het ons tot hier gelei, Ebenezer, en u sal ons lei waar u ons ook wil hê. En daarom, met verwagting, het ons nou ons lewens aan u gegee. Vul ons met u Heilige Gees. Mag ons altyd 'n lied in ons hart hê en met ander deel hoe goed u vir ons is. Ons eer u, ons dankie, ons loof en prys u. Amen.